Goeiemôre, liewe gemeente van Judas, lekker om weer, ek wil amper sê, by mekaar te wees, maar dis nou so 'n bietjie 'n ander opset, maar ons is dankbaar dat ons die maniere of die means het om dit te kan doen vanmôre. Nou ja, ek gaan net vra dat ons almal net ons oë sluit en saam bid, en dan gaan ons verder met ons bespreking en ander dinge. Vader, baie dankie vir hierdie oggend, vir die geleentheid. Dankie dat U ons harte voorberei het. Ons is gereed om te hoor, te luister, te doen, te ontvang. Ons dankie in Jesus naam. Dankie vir môre dat U elke woord wat gebring sal word, sal swaar maak, sal salf met U teenwoordigheid en U Heilige Gees, om dit vir ons verstaanbaar te maak en in te plant, sodat dit ons siele kan red, ons kan verander na die beeld en gelykenis van Christus Jesus. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Nou ja, baie geluk aan al die paas vanoggend. Ons het nou gedink om die een persoon wat nou miskien dit kan doen, gou te vra om net iets te sê, en dan gaan ons aan met ons skriflesing. Ja, ek is eintlik baie bevoorreg dat ek so die manne hier om my het vanoggend. Ek is nou die enigste vrou hier, maar ons wil daarom hierdie geleentheid gebruik om net vir ons vaders te sê, ons wil julle honor. Ons wil 'n dag soos hierdie gebruik en ons wil nie net op so 'n dag uitsonder nie, maar ons weet ook dat in hierdie geestelike huis ag ons vaders baie hoog. Ons ag die invloed wat julle doen, die impak wat julle maak op 'n huishouding, en ek dink 'n vader wat 'n huishouding bestuur en saamvat, is die kern van Christus waaroor dit gaan. En ons wil julle as vaders van Judah Ministries ook vandag sê, ons honor julle, ons wil vir julle seën, ons wil julle bless, en ons wil regtig die Here se rykste seën afbid op julle lewens en op dit wat julle vir julle gesinne doen. En mag die Here vir julle deurbraak gee op soveel vlakke. Jy weet, almal van ons het kinders. Ons het kinders wat uit die huis uit is, maar ons maak soms nog steeds groot en ons leer nog steeds. Maar ja, ons wil net vir al die vaders sê, mag julle hierdie dag geniet, mag die Here julle werklik seën en mag die Here julle ryklik maak op julle pad en in die groei van Christus en om te kom tot volwassenheid in hom. En mag julle geseënde dag hê. Baie dankie. Nou ja, ek wil net vinnig aan die begin vir julle die paneel bekendstel, 4 wêreldberoemde sprekers hier rondom my. Aan my regterkant, aan julle linkerkant is Henning Nel, Jolandi Botha, en dan die kant van my is Johan Grobler en Jacques van Rooyen. En ek glo ons gaan vandag 'n geweldige treffende dag hê. So kom ons luister mooi. Ek wil vir ons net vinnig 'n skriflesing doen en dan gaan ons die nagmaal saam gebruik soos wat ek glo julle reeds voorberei het. 2 Samuel 24 vanaf vers 15. En die Here het 'n pes onder Israel beskik van die môre af tot op die bepaalde tyd. En van Dan tot Berseba het daar van die volk 70.000 man gesterwe. Maar toe die engel sy hand uitsteek na Jerusalem om dit te verwoes, het dit die Here berou oor die onheil, en hy het aan die engel wat die verwoesting onder die volk moes aanrig gesê: genoeg, trek nou jou hand terug. Die engel van die Here was toe by die dorsvloer van Arona die Jebusiet. Toe Dawid sien hoe die engel onder die volk doodslaan, het hy tot die Here gespreek en gesê: kyk, ek het gesondig en ek het verkeerd gehandel. Maar wat het hierdie skape gedoen? Laat U hand tog teen my wees en teen my familie. Daarop kom God dieselfde dag by Dawid en sê vir hom: gaan op, bou vir die Here 'n altaar. Kom Gad dieselfde dag by Dawid, die profeet, die siener van Dawid, en sê vir hom: gaan op, bou vir die Here 'n altaar op die dorsvloer van Arona die Jebusiet. En Dawid het opgegaan volgens die woord van God, soos die Here beveel het. Toe Arona opkyk en die koning met sy dienaars na hom sien oorkom, het Arona uitgegaan en hom voor die koning met sy aangesig na die aarde gebuig. En Arona het gesê: waarom kom my heer die koning na sy dienaar? Ek wil jy moet let op sy woorde hier. So daarop sê Dawid om die dorsvloer van jou te koop om vir die Here 'n altaar te bou, sodat die plaag onder die volk kan ophou. Maar Arona sê vir Dawid: my heer die koning kan neem en offer wat goed is in sy oë. Kyk, daar is die beeste as die brandoffer en die slee en die trekgoed van die beeste as hout. Dit gee Arona alles, o koning, aan die koning. Verder het Arona aan die koning gesê: mag die Here u God 'n behae in u hê. Maar die koning het Arona geantwoord: nee, maar ek wil dit verseker van jou koop vir sy prys. En ek wil nie verniet aan die Here
my God brandoffers bring nie. En Dawid het die dorsvloer en die beeste gekoop vir 50 sikkel silwer. Toe het Dawid daar vir die Here 'n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring, en die Here het hom oor die land ontferm, en die plaag is van Israel afgewend. Die storie wat dit voorafgaan, Dawid wou die volk tel, die Here het dit, daar's twee plekke wat hierdie verhaal vertel, waar die een plek sê God het hom aangehits, om dit te doen, en die ander plek sê die Satan het teen Dawid opgetree. Maar hoe dit ook al sê, daar's die twee plekke waar Dawid die volk wou tel, en toe loop dit in moeilikheid uit, en die Here sê vir hom, jy kan een van 3 goed kies, 3 maniere hoe ek jou gaan straf, en nou ja, dit is die manier wat Dawid gekies het, is die pes, dat 70.000 mense gesterf het. Die ander verhaal gebruik 'n ander naam vir Arona, hy noem hom Ornan. Ornan, 1 Kronieke 21, vers 21 sê, toe Dawid by Ornan kom, het Ornan opgekyk en Dawid gesien, en hy het van die dorsvloer uitgegaan en hom voor Dawid met sy aangesig na die aarde gebuig. Daarop sê Dawid vir Ornan, gee aan my die plek van die dorsvloer, dat ek daarop vir die Here 'n altaar kan bou. Gee dit aan my vir die volle geld, sodat die plaag van die volk afgewend kan word. Maar Ornan sê vir Dawid, neem dit vir u en laat my heer die koning doen wat goed is in sy oë. Kyk, ek gee die beeste as brandoffers en die slee as hout en die koring as 'n spysoffer, ek gee dit alles. Maar koning Dawid het vir Ornan gesê, nee, maar ek wil dit verseker koop vir die volle geld, want ek wil nie wat aan jou behoort vir die Here neem, dat ek verniet 'n brandoffer sou bring nie. Nou, net vinnig in aanleiding tot hiertoe, daar's 2 plekke in die Ou Testament waar die naam Moria voorkom. Die eerste een was in waar Abraham gaan offer het, waar hy sy seun, sy enigste, die een wat hy lief het, is wat die Here dit genoem het, moes gaan offer het. Geweldige groot offer, né? Ek dink daardie woorde spreek van die omvang daarvan. En dan sê 2 Kronieke 3 vers 1, en Salomo het die huis van die Here begin bou in Jerusalem op die berg Moria, waar hy aan sy vader Dawid verskyn het. Luister nou hierso, op die plek wat Dawid reggemaak het op die dorsvloer van Ornan die Jebusiet. So die plek van sacrifice vir Abraham, hier by Ornan wat Dawid gedoen het, en later aan die deskundige sê vir ons, dis dieselfde plek waar Jesus later, of naby die plek, want die tempel het Salomo daar gebou en so aan. So al hierdie 3 goed het met mekaar verband. Maar toe die volk op die punt gestaan het om die beloofde land in te neem, het God vir hulle beloof dat sy engel voor hulle sal uitgaan, en dan noem hy elke keer al die heidense volke, en hy sal hulle nie alleen verdryf nie, maar ook vernietig. En een volk wat elke keer genoem word, is die Jebusiete. God sê telkemal, dis een van hulle, is die Jebusiete wat julle moet verdryf. Deuteronomium 7 sê die Here, as die Here jou God jou inbring in die land waar jy gaan om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uit verjaag, en dan noem hy weer hulle almal. 7 nasies meer en magtiger as jy, en die Here jou God hulle aan jou oorgee dat jy hulle verslaan. Dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Heeltemal met die banvloek tref. En in Josua 3 vers 10, ek sal nou begin by mekaar bring, het Josua gesê, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is, en dat hy sekerlik die Kanaaniete en Hetiete, en dan noem hy weer al hierdie klomp, en die Jebusiete, voor julle uit sal verdrywe. Nou, Jerusalem se naam was eers Jebus, en dit was die inwoners van die inwoners daarvan was die Jebusiete. Hulle was 'n sterk, 'n trots volk, kragtig in oorlogvoering ensovoorts. En dis hartseer vir ons om te lees na al hierdie voorafgaande, dat die kinders van Juda nie die Jebusiete, die inwoners van Jerusalem, kon verdryf nie, sê die Bybel letterlik so. Daarom het die Jebusiete saam met die kinders van Juda in Jerusalem bly woon. Later lees ons ook die kinders van Benjamin het hulle nie verdryf nie, maar ook saam met hulle in Jerusalem gewoon. Rigters 3 vers 5 sê die volgende: So het die kinders van Israel dan onder die Kanaaniete, en dan noem hy weer al die volke in die laaste een die Jebusiete gewoon. So hulle het placid geraak, hulle het dit maar aanvaar, dis soos dit moet wees. Josua sê later, kies wie julle wil dien, ek en my huis, ons gaan die Here dien.
En so het hulle maar die ding gedoen teenoor wat God gesê het, hulle moet met hierdie mense doen. 'n Ruk later, of 'n hele klompie jaar later, kom Dawid, en hy wil Jerusalem inneem, en die Jebusiete sê vir hom, jy sal nie hier inkom nie, want die lammes en die blindes sal jou hier uithou. Imagine wat 'n woorde hulle vir Dawid bring. Kragtige en trotse manne, en hulle sê vir hom, sorry, selfs die lammes en die blindes gaan jou onderkry. Dis soos wat hulle vir Nehemia gesê het, al spring 'n jakkals teen die muur op, of as 'n jakkals teen die muur opspring, as die muur omval. So 'n absolute miskenning van wat hy gedoen het. En nou is dit interessant, vers 24 van ons geleesde gedeelte sê hierdie, maar die koning het Arona geantwoord, ek wil dit verseker van jou koop. Nou Arona, sê die Bybel, is 'n Jebusiet. Dis een van hierdie manne wat nie teruggestaan het, selfs nie eers vir Dawid nie. Maar hier kom hy, en hy erken die autoriteit, miskien kan ons dit nou geestelik noem, in die gees, hy erken die autoriteit van Dawid, en wie Dawid is, en hy staan eintlik af van sy posisie, en hy sê, Dawid, jy's die koning, hy noem hom koning, hy noem hom my heer, en hy sê, hierso is alles skryf vir jou, vat dit, en ek sal jou niks vra nie, jy kan dit alles kry om vir die Here te offer. So hy Dawid erken, en dis wat vir my hierdie offer en hierdie hele verhaal soveel groter maak, dat as jy die hele lyn van die geskiedenis volg, dan kom hier 'n Jebusiet, en hy sê vir Dawid, luister, wat jy wil offer, neem dit. Dis 'n geweldige, kan ek die woord step down gebruik, 'n geweldige vernedering in 'n mooi sin, selfvernedering en submission, wat hierdie man doen om vir Dawid dit te gee. Maar Dawid het 'n ander lewenswyse. Jy weet, Dawid het 'n hoër orde as dit. En Dawid sê, ek sal nie dit van jou vat nie, en ek sal nie vir die Here offer as dit my niks kos nie. Daar's 2 Engelse vertalings hier, so hy sê, I will not offer up to Jehovah my God burnt offerings without cost. Ander een sê, I will not give as an offering to the Lord something that belongs to you, something that costs me nothing. Nommer 1 sê hy vir hom, vir Ornan of vir Arona, ek kan nie van jou vat nie, jy's nie deel van die volk van God nie. Jy verstaan hoe belangrik dit vir hulle was, die identiteit waarmee hulle God gedien het. En nommer 2 sê hy, en ook as ek dit van jou vat, dan beteken dit, ek bring 'n offer, maar jy dit gegee, dit kos my niks. En Dawid het in 'n hoër orde gelewe, en ek wil dit vandag vir u bring. David was a sacrificial man. En ek gebruik nou maar Tamu se woorde, as ons as volk van God, deeply sacrificial kan wees. Met ander woorde, met hierdie tendens van, ek sal niks vir God bring wat my nie iets kos nie. So sacrifice, offer in die sin van, nie net offering nie, ek bedoel sacrificial, sacrifice. Die teken daarvan is, die kenmerk van sacrifices, dit moet my iets kos, ek moet iets van myself gee. En dis interessant, dat al hierdie goed gebeur op die plek van, waar heavy sacrifices gebring was, al hierdie goed, selfs die bou van die tempel en alles, en Jesus se dood, ensovoorts. Die grootste offer wat ooit gebring is, wat ons nou gaan gedenk, was alles, dis asof die Here dit geografies beplan het, om vir ons hierdie les te gee, hierdie les te leer, van, if we want to live for God, we must live sacrificially. Wat is die Afrikaans daarvoor? Ons moet selfopofferend lewe, as dit 'n goeie woord is. Selfopofferend, dis wat ons lewe moet wees, ons liefde vir mekaar, ons honor vir mekaar, al hierdie goed. Die Bybel kom nie verniet en sê, ag die ander een hoër as jouself, ensovoorts. As ons so kan lewe, dan sal ons, glo ek ook, mense wees na die hart van God, soos wat Dawid beskrywe was. Ek dink mense soek baie goed, wat het Dawid so gemaak? Ek dink een van die goed was, Dawid het 'n sacrificial lewe geleef van, hy het geweet hoe om homself minder te ag, en neer te lê, terwille van ander. Kom ons kry ons nagmaal goed reg, dan gaan ek vir ons bid, en dan gaan ons dit saam gebruik. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie,
dat ons uit u lesse, uit u woord uit, vanmôre kan leer hoe ons moet leef. Here, ek wil bid dat daar 'n gees van sacrifice, dat die Heilige Gees hierdie goed sal begin en sal aansteek in ons binneste, Here. Dat ons nie kan sê, ons het dit gedoen, ons het dit vermag nie. Maar u alleen moet die eer en die roem kry. Dat die Gees van die Here dit in ons lewens sal werk, dat ons waarlik die minste sal wees en elkeen hoër sal ag as onsself. Bring so Gees in ons gemeente en dan weet ek sal dit oorspoel na ons dorp toe en na ander plekke en autoriteite en waar dit ook al moet wees. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons die grootste offer ooit kan gedenk. Iemand wat sy lewe, die woord sê, u het u lewe vrywilliglik afgelê ter wille van ons. Wat 'n groot les vanmôre. Ons wil dit gedenk met blydskap en vreugde, maar ons wil terselfdertyd ook sê, maak ons ook so, Here. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam tot eer van die Here. Daar sy die glasies is op die linkerkant ingeneem. Nou ja, ons het vanmôre 'n baie exciting oggend en Jacques gaan vir ons 'n paar woorde deel en dan gaan ons dit bespreek en vra behandel. U kan vra instuur. Marianne het reeds vir u voorskrifte gegee op die chatkamer van die Zoom, kan u vra instuur en ons gaan by soveel as moontlik probeer uitkom vir oggend, want ek glo ons gaan maar net, we're gonna scratch the surface vir oggend, maar ons gaan ten minste begin en dan kan u verder saam met die woord en saam met die Here verder hierdie week gaan werk hieraan. En as daar vrae is wat ons nie by gaan uitkom nie, gaan ons dit by 'n ander geleentheid hanteer. So ons gee vir Jacques, ons gaan vanmôre luister. Dankie Jacques, ons waardeer dat jy vir ons die woord gaan bring en ons sien uit om dit bietjie te verwerk hierna. Baie dankie. Goeiemôre almal en baie dankie pastoor en ook my mede amper sê kollegas, broeder en suster. Ja, ons begin vandag 'n gesprek wat handel oor die prinsipe in die doktrin van die fondasie wat gelê moet wees voor ons 'n nuwe fases kan inbeweeg vir die opgroei in 'n seun van God se lewe tot volwassenheid. Ons wil graag voortbou ook op die gedagtes wat pastoor oor die laaste paar Sondae bedien het en glo dat ons hierdeur help om die liggaam van Christus op te bou na perfection en of volwassenheid toe. So ek gaan nou lees, ek gaan twee skrifte nou lees, die eerste een en ek gaan eers in die Engelse Bybel, Hebreërs 6 vers 1 en 2 lees en dit sê baie dieselfde in die Afrikaans. Goed, dit sê, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith towards God, of the doctrine of baptisms, let op, dit is meervoud, baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Nou, ek wil gou ook lees wat in 1 Johannes 2, vers 15 en 16, ek het sien, ek het dit hierso, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Die skrif vra hier dat ons moet voortgaan na volwassenheid in Hebreërs en die elementêre of die fondasie doktrin van Christus
moet agter ons plaas. Dit is belangrik om te verstaan dat wanneer die skrywer dit vra, is hy oortuig dat ons het dit onder die knie en ook dat ons fondasies korrek gelê is. Hy het dit nie net gestel met die idee asof jy nie moet tyd mors nie en dat jy net maar moet los wat nie klaar is nie en net maar moet voortgaan. Nee. Eerder vermaan hy juis ons hier dat sommiges dit nie onder die knie kry in praktyk nie en baie dit oor en oor moet hersien en hy besef dat ons geen kans het om op te groei na volwassenheid toe as ons hierdie nie onder die knie kry nie. Hy moedig ons aan. Kom ons maak klaar met daardie deel van ons groeifase in ons opgroei as 'n Christen. As jy net sal voortgaan sonder fondasies, geld dit wat Jesus ons gesê het. Kom ons, ek gaan dit nie lees nie, maar julle kan gerus lees in Matteus 7 vers 24 tot 29, dat Jesus baie duidelik na sy bergpredikasie sê, dat 'n man wat na sy woorde luister en nie doen nie, is soos iemand wat sy huis op sand gebou het, en toe die reën val, en stormwater kom en winde waai, het daardie huis geval. Nou hoekom? Daardie huis was op sand gebou, en die fondasies was swak. So dit is belangrik vir ons om op te let hoe jy bou en wat jy bou. By my intrap van hierdie gedagte vandag, die woord, wil ek my as 'n voorbeeld gebruik. My fondasies was nooit voorheen reg gebou nie. Ek het tot wedergeboorte gekom toe ek 'n jong seun was. Maar dit het ek eers later in my lewe duidelik waargeneem. Die gevolg was later duidelik sigbaar, want dit het gelei tot disaster toe en ek het geen keuse gehad as om terug te gaan en die pynhope moes ek opruim en amper weer oorbegin. Ek moes ook leer om nie weer dieselfde foute van vooraf weer te maak nie. Wel, ek is dankbaar dat ek by die doktrin aangaande die prinsipe van die elementêre beginsels kon uitkom en vertrou nou dat ek deur sy genade dit sal regbou. Soms bou ons in sekere areas reg en in ander areas nie reg nie. Maar dit sal vorentoe wys as ons nie korreksie inbring nie. Onthou dat as 'n muur iewers skeef begin word soos jy bou, lê die gevaar iewers vir ons en wag, hoe verder ons bou. Die Heilige Gees het my geprompt om met ons pastoor oor hierdie aspekte te praat en gevra dat ons tog die erns van bou na ons mense toe bring. Hier is 'n goeie vraag. Waar en hoe sien ons dat mense nie reg gebou het nie? Wel, dit word baie duidelik uitgewys oor 'n tydperk. Baie sak terug na hulle ou lewe toe. Baie volg later verkeerde of siek doktrin. En dan kry ons weer ander wat soveel wat in hulle lewens stak of geset is en dat daar geen verandering verder meer plaasvind nie. Die bewyse van swak bou wys jou uit in jou lewe. Ek en jy sal dit weet, omdat ons lewe deur mekaar is en ons lewe net soos die wêreld lewe, met dieselfde vrese, ongeloof en maak ons eie planne net soos hulle doen. Party het net een hoop en dit is om net eendag hemel toe te kan gaan. Sommige se lewens loop uit op disasters met net stukke wat wys dat daar wel 'n lewe is wat bestaan en vra en roep uit na hulp. God het vir ons die beste voorbeeld in sy woord gelos ten opsigte van die. Julle ken die geskiedenis toe die Israeliete in Egipte was en God vir Farao gevra dat Farao sy volk, hy het Israel toe sy eerstgeborene seun genoem, en dis wat ons as kinders van God is ook, dat Farao hulle moet laat gaan, wat sy lewens net uit verdrukking en uit slawerny op daai stadium bestaan het. Hy het Farao gewaarsku dat as hy dit nie doen nie, sal God sy eerstgeborene slaan, en ons weet dat Farao toe geweier het en dit het toe gebeur. Aan die ander kant lees ons en sien ons hoe die bloed van 'n lam wat 'n simboliek van Jesus uitwys aan hulle deurkusyne gesmeer was. Die was aan die Israeliete se kusyne gesmeer. God se opdrag
was dat as die doodsengel daar verby sou gaan en dit sou sien, hy dan verby sal beweeg sonder om dood te bring. Die Israeliete se eersgeborenes was gespaar, maar die Egiptenare het swaar daaronder gelei. Die bloed het simbolies gewys na Christus se kruisdood en ons redding. Farao het sy seun verloor en hy toe die volk daardie nag laat trek. Hierdie is nou baie ironies wat ek nou gaan vertel. Dit het God net een nag geneem om hulle te verlos uit Egipte en ook deur die Rooi See te laat trek. Hulle tog na Kanaan was bestem om eintlik net 11 dae te geneem het, tot in Kanaan die beloofde land. Hulle kon in 'n baie kort tyd ingegaan het, maar die waarheid is dat dit eers na 40 jaar gebeur het, en dat 'n hele generasie eers moes uitsterf en val in die woestyn voor dit kon gebeur. Die vraag is hoekom? Dit was omdat Egipte binne in hulle was. Slawerny en vrees was nog binne in die volk, al was hulle deur God se kragtige hand uit Egipte verlos en uitgelei. En so het hulle deur ongeloof, vrees en hardkoppigheid nie verander nie, en het bly terugverlang na die vleispotte van Egipte. Hier sien ons 'n mindset. Die mindset was niks anderste as dooie werke en God moes besluit het dat hulle sal Kanaan nie ingaan nie, omdat hy geweet het dat hulle groot verliese sou ly met die inneming van die stede en vestings wat vir hulle voorgelê het. God het met sy kragtige hand hulle uitgelei, maar hulle ou mindset het ongeloof gewek en hulle lewensuitkyk wat nog in hulle harte was, kon nie maak dat hulle in God glo nie. Hulle het hulle nie bekeer van dooie werke nie. Dit is wat gemaak het dat hulle in sirkels rondbeweeg het en vir 40 jaar in die woestyn geswerf het en toe daar omgekom het. So waar los dit ons? Nou as ons weer daardie punte in Hebreërs lees, gaan dit oor die fondasies. Dit sê 1, bekering van dooie werke, geloof in God, Engels sê faith toward God, die dope of baptisms in Engels, handoplegging, opstanding uit die dode en ewige oordeel. Ek dink dat elkeen wat nou saam met my dit gehoor het, sê dalk ja, ek het dit onder die knie, of ja, ek het my fondasies klaar gelê, ek is al 30 jaar in die kerk. Maar ek challenge julle en myself, het ons dit regtig onder die knie, en verstaan ons dit regtig? Het ons fondasies korrek gebou? Onthou, dit is baie belangrik vir jou groei. En vandag gaan ons 'n bietjie stil staan net by 1, die bekering van dooie werke. Ek wil net noem dat die ander 5 is ook baie anders as wat ek gedink het toe ek deur dit gewerk het, en wil met erns sê, ek vind van die aspekte baie challenging in my lewe en vra vir genade om dit onder die knie te kry. Nou kom ons kyk na bekering van dooie werke. Wedergeboorte is ons eerste stap van ons geloofslewe in God. En dit is ook dan wanneer jy 'n seun van God word. Jy is wel in daardie tyd maar eintlik nog 'n baba Christen, maar terselfdertyd legally 'n seun van God in Christus. Dit is omdat hy ons gejustify het in Christus. Ons het nou die natuur van God in ons gees ontvang, maar het nog nie in ons sielsrealm verander nie. Sanctification of heiligmaking is die proses van bekering of verandering. Die woord is baie duidelik dat ons nou die ingeplante woord moet ontvang wat in staat is om ons siele te red. Die beste beskrywing is ons moet die ou mens aflê en die nuwe mens in Christus opneem in ons walk met hom. Let wel, dit is ons wandel met Christus en verandering deur gehoorsaamheid aan sy woord en ook dat ons gelei moet word deur die Gees van God wat ons nou moet toelaat en moet doen om te kan verander. Meeste Christene dink ons word gered net om kerk by te woon en dan eendag gaan ons hemel toe. By dit probeer ons dan ook ons beste lewe hier op aarde te leef en probeer ons om te lewe soos wat dit 'n Christen betaam.
Dit is niks anders as dooie werke nie. So 'n persoon het geen idee wat dit beteken om 'n volwasse seun van God te wees en in die volle heerlikheid van Christus hier op aarde te kan leef nie. Volwassenheid is wat van ons hier op die aarde verwag word. En dit is al wat ons kan vergelyk met die gedagte om in Kanaanland, of anders genoem, ons promised land, wat ons erfenis is in Christus, in besit te neem. Kanaan is nie die hemel nie. Kanaan is ons posisie hier op aarde in Christus. Weereens wil ek nie voorgee asof ek die voorbeeld is van so 'n persoon nie, maar my hart en mind is geset om daar uit te kom, deur genade en leiding van die Heilige Gees en te hoor en te ontvang van sy woord wat deur sy vyfvoudige bediening aan ons gegee word en sodoende kan ons dan opgroei. Ek sê nie dat jy as weergebore kind van God nie hemel toe sal gaan nie, maar wel dat dit is nie waaroor ons seuns van God is nie. Let wel dat toe ons verlore was, het ons in die koninkryk van duisternis gelewe. 'n Koninkryk met sy reëls en met sy sisteme, beliefs, lewenstyle en mindsets. Hierdie wêreld is onder die bedryf en heerskappy van Satan. Dis hoekom dis die Satan vir Jesus versoek het en hom gevra het, as jy die seun van God is, val voor my neer en ek sal jou al hierdie koninkryke gee. Ek dink nie hy het regtig geweet, Jesus weet wie hy is nie. Ons lewe in die wêreld met sisteme, beginsels en die wêreldse reëls. Dis die koninkryk van duisternis. Dit is waar Satan heers. Dit is ook hierdie sisteme en mindset wat in die mens op die aarde ingebou word van jou kleintyd af en ons leer om te lewe volgens die loop van hierdie wêreld. Dis hoekom Johannes sê ons moet nie die wêreld lief hê nie en ook nie toelaat dat die begeertes wat in ons vlees is, ons in versoeking bring om volgens die wêreldse standaarde en begeertes te lewe nie. Ek hoop julle verstaan hoekom ons die vlees moet kruisig en moet afsterwe, veral van die ou self, sodat ons nie weer val in dit waarvan ons uitgebring is nie. Dit is 'n sisteem wat kuiter vir selfsugtiges, survivors of vir orphans. Ons minds is of was geset om te besit, om self te kan survive en om eintlik nie in God te glo nie. Ons het gedink ons het God nie nodig nie en ons kan ons eie lewens uitsort. Ons was werklik weeskinders sonder 'n vader. Adam het sy posisie as seun verloor en so 'n weeskind geword. Die ou mens in Adam voor wedergeboorte het net soos die Israeliete in Egipte daardie ou natuur in hom. Israel was slawe in hulle harte, selfs na hulle uit Egipte gelei was. Net so was ons weeskinders sonder 'n vader na Adam se val. En dit is ons ongelukkig nog steeds na wedergeboorte in ons siele. En moet ons die ou mens aflê en doodgaan van ons ou self. Ons moet in Christus opgroei as 'n nuwe mens, wat in ons is deur die ontvangs van wedergeboorte. Hierdie is aflegging en opneming. En hierdie is nie 'n once-off experience nie, maar dit is 'n proses van bekering en van verandering wat net kom deur die woord en die Gees wat vir ons die woord lewendig maak soos ons dit hoor en soos ons dit toepas, deur gehoorsaam te wees aan dit wat ons hoor. Die wedergeboorte is ons oorgebring, deur wedergeboorte is ons oorgebring van duisternis na die koninkryk van lig. Jesus sê self, hy is die lig van die wêreld. Hy wat in die lig wandel, sal nie in die duisternis struikel nie. Ons kan nie meer in God se koninkryk in die ou reëls of die ou mindsets beweeg of lewe nie. Die nuwe reëls van God in sy woord, wat sy weg en nuwe waarhede vir ons word, is nou ons pad. Dit is hoekom die woord sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al
al hierdie dinge, hierdie mooi goeders, sal dan vir julle bygevoeg word. Dit is wanneer ons God as Vader sien en ervaar dat ons nie meer soos die wêreld worry oor al die dinge, daai goeders wat ons soek, wat die wêreld dink maak jou suksesvol nie. En dit is ook dan dat jy as seun van God verstaan, hoe werk sy beginsels, en al hierdie dinge sal vir jou dan bygevoeg word. Want jy verstaan dan wat sy erfenis vir jou beteken, en dan begin jy te lewe in sy rus, en ons glo in hom, en ook wat hy vir ons gepromis het. Dit is die praktiese sy van ons opgroei waarmee ons so sukkel. En dit is hoekom ons moet bekeer van dooie werke, daai ou mindsets en beliefs, en toelaat dat Christus ons vorm, want ons is nou 'n nuwe mens wat in ons is. Onthou, ons was geset in ons ways, en ons het almal gedwaal soos skape. Ons was verblind deur die misleiding en die blindheid van ons verstand, en het net soos die wêreld gelewe. Baie seer en trauma het op ons pad langs gekom, en met dit het ons eie oplossings, ons eie keuses en toepassings gemaak. Ons het soos die skrif sê gelewe as mense sonder verstand. Dit meen sonder die regte knowledge of die kennis van God. In Paulus se gebed is so duidelik in Efesiërs, en ek wil dit lees, en ek dink as julle dit volg, hoor duidelik hoe Paulus uitlig wat ek nou gesê het. Dit is Efesiërs 1, vers 15 tot 23. Hy sê, in Engels sê hy, "Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers." Dis wat Paulus nou vir hulle bid. En hoor wat bid hy? "That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance is in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to us who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in heavenly places, far above all principalities and powers and might and dominions, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all." Nou, ek wil net hierdie so sê, as iemand my nou sou vra, ek weet ek het nou redelik gelees, en ek wil net so sê, as iemand my nou vra, ek wil by jou, Jacques, in kort, baie kort hoor, wat of hoe kan opgesom word, wat is dooie werke? Dan sal ek dit so sê, dit is die werke, of die dade, of die dinge wat jy doen, waar God nie te vinde in is nie. Dit is ook waarvoor God jou nie toestemming gegee het om te doen nie, en hy is glad nie te vinde, en wat jy jou mee besig hou, as dit nie van hom af is nie. Al lyk dit selfs goed, al lyk dit ook godsdienstig. God is net te vinde in wat sy woord sê, en wat sy gees jou sê om te doen. Baie mense soek nie wat God nou doen nie, maar ongelukkig hou hulle besig met hulle eie dinge, ou dinge dalk. God beweeg, en as jy bly waar jy was, val jy eintlik terug in dooie werke, en God het geen behaag daarin nie. So as dit gaan oor, ek lewe nie in daai areas wat jy nou van vertel het van die wêreld nie, moet ons oplet dat baie van ons dalk
in 'n plek is in ons geestelike lewe waar ons nie voortbeweeg het nie en jy is niks anders te besig om jou self te hou met dinge wat jy dink is waar God jou wil hê en God is nie meer daar nie. So jy moet jou ook dan eintlik bekeer van daai dooie werke. Nou bekering, dis my laaste deel wat ek nou wil sê, is draai of swaai of draai jou in 'n ander rigting. Dit is nie draai of braai nie, soos ons geleer het nie. Jy moet jou posisie verander. Laat staan jou ou dinge. Beweeg in die rigting wat God vir jou wys. Change your ways. Ons sal sien, dit is eintlik om dood te gaan en opgestaan te word in Christus. Ek hoop dit maak sin wat ek gesê het en nou kan ons voortgaan. Ek gee oor vir pastoor. Baie dankie Jacques. Ek dink dit is geweldig belangrik. Ek het so vinnig 3 punte hier gemaak. Ons moet dit onder die knie kry, hierdie goed wat hy noem in Hebreërs 6 vers 1 en 2, moet ons onder die knie kry. Anders is ons soos in Matteus 7 die huis op die sand gebou. En so aan die tweede punt wat ek gemaak het, verkeerde bouwerk wys uit na tyd. En ons gaan, ek dink in die vraatyd gaan daar seker baie vrae deurkom oor bouwerk ook. Anders is jou lewe deurmekaar en net soos die wêreld. En dan die derde een is die tog uit Egipte en die woestyn 40 jaar ensovoorts teenoor 11 dae. En dan het jy gevra waarom en die antwoord was Egipte was nog in hulle. Nou ek wil net vir ons 'n skrifgie hier lees. Deuteronomium 6, die hoofstuk waar ons so lief voor is. Later aan die hoofstuk amper op die einde dan sê hy en hy het ons daarvandaan uitgelei, dis nou Egipte en die opdrag is om dit vir jou kinders te leer en so aan. En hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat hy ons die land kan gee wat hy ons vaders met 'n eed beloof het. So God took us out to bring us in. Baie ouens is uitgeneem, maar daar's nie 'n ingaan nie. En nou het die ingaan van Kanaan, die lewe hier, die hemel het die plaasvervanger daarvan geword. Ons het die ingaan gesien, soos Jacques baie duidelik gesê het, as die hemel, en ons het nie regtig 'n beskrywing of 'n verduideliking daarvan nie, en almal raai datums en al die goed. Terwyl ons in hierdie lewe reeds in die Kanaan moet ingaan, en dit is my baie mooi, ek dink ons moet vandag besef, hierdie is nie 'n, alhoewel dit deel is van sielewen en evangelisasie en so aan, want dis waar ons met nuwe ouens ook moet begin. Praat hierdie ding vandag met die kinders van die Here, en dit praat met ons as gemeente. Ek dink dit is baie, baie belangrik, dat ons hierdie goed sal onder die knie kry. Ek hou van wat jy sê van wat is dooie werke. Dis nie net die lelike goed wat ons aan dink nie, die sonde, soos ons nou, jy weet maar met die goed groot geword het nie, maar dis ook verkeerde mindsets, as jy in 'n verkeerde posisie is, verkeerde attitudes, verskoon my Afrikaans, al hierdie tipe goed, is goed waar God ons nie wil hê nie. God wil ons uit dit uit hê, hy wil ons in die beloofde land hê. So, dooie werke is baie groter. En nou is die probleem, as ons Hebreërs 6 lees, dan doen ons twee goed. Of ons dink, okay, dis vir sondaars, of ek is alright, ek is klaar daar. En ek dink vandag se woord praat met ons baie duidelik, en ons gaan hierdie ding bietjie deurtrap in die rukkie wat ons oor het, om te kyk na wat moet ons doen, waar gaan ons heen. Goed, ek wil vir julle 3 elkeen 'n vinnige geleentheid gee om ietsie te sê daaroor en so aan. En dan gaan ons bietjie kyk na van die vrae en so aan. Jacques, baie dankie vir daai punte. Iets wat by my opgekom het is, wanneer ek luister, soek ek 'n application daarvoor. En terwyl jy gepraat het, sit en dink ek aan hoe ons werkende mense, ons kinders, vandag sit en sukkel om vooruit te gaan. So hulle behoefte om te kan vorder is beperk, en die rede daarvoor is allerlei, maar ons geestelike lewe volg baie keer dieselfde pad. Wanneer jy in 'n werksituasie sit, sal jy altyd jou opvolger oplei. En wanneer jy hom oplei, gaan jy vorentoe. En ek dink in ons gemeente is dit dieselfde beginsel, dat dit wat ons ontvang,
wat die Here in ons lewens inbring, dat ons dit kan gebruik, dat dit oorvloei na iemand anders toe. Met ander woorde, die opleiding van 'n ander persoon deur wat jy reeds ontvang het en gedemonstreer het, wat die pad vorentoe vir jouself oopmaak na die beloofde land toe. Ek dink die pad na die beloofde land toe is die hoeveelheid inligting en dit wat God vir ons gee, wat in die volgende geslag hanteer, dryf ons aan en ons progress lê in dit. Ja, ek dink een ding wat my baie sterk opgeval het uit hierdie Hebreërs stuk uit is dat hy praat van to lay the foundations again. En baie interessant dat die skrywer hier sê op 'n stadium, dan praat hy van die 6 fondasies, dan sê hy, and God permitting, we will do so. Ons sal hierdie fondasies lê. Dis die begin vir my van alles. Maar wat vir my baie uitgestaan het terwyl jy gepraat het, Jacques, is dat ons moet besef dat die kerk moet hierna kyk nou. En ek stem saam met wat pastoor sê. Ons kan nie dink hierdie is net vir nuwe bekeerlinge nie en iemand wat nou so pas tot bekering gekom het en nog struikel onderwerke nie. Die hele tyd wat ek ook bietjie gaan instudeer het en van hierdie goeters en so, het die hele tyd bly terugkom na my toe. En ek het besef, maar hier's goed waarmee ek nog sukkel. Hier's goed wat ek, en die hartseer hiervan is, die skrywer sê, ons kruisig elke keer Christus weer. So nou is ons as kerk, val ons so maklik in daai posisie, dat ons Christus net bly kruisig. En ons bly net by die begin van hierdie werke. Ons beweeg nie aan na die volheid en die volwasse seenskap van Christus nie. En ek is so dankbaar dat ons vandag hierdie onderwerp aanraak. En ek is dankbaar dat ons dit in 'n geestelike huishouding doen. Want dit is waar ons hierdie ding moet deurtrap. Ons kan nie nuwelinge ontvang as ons nie met hierdie elementêre dinge nou klaarmaak nie. Dis 'n fondasie en ek dink dis een ding wat ons moet onthou. 'n Gebou kan nie staan as die fondasie nie reg is nie. Die fondasie gaan altyd daar wees. Hy gaan dalk miskien die ding wees wat ons sigbaar raak later, soos 'n mens bou. Maar die gebou gaan net staande bly op grond van sy fondasie. En hierdie is vir my elementêre dinge wat vir my eintlik so crucial is dat ons nou stil staan by dit en hieroor praat, want ek het dit in my eie lewe het ek goed geïdentifiseer en ek het besef, hier's baie dinge wat 'n ou herhaal. Net die eenvoudige ding soos jy sê, die kerk is so vasgevang in die ding van ons gaan hemel toe. Ek het die Here aangeneem en nou gaan ek hemel toe. Die hemel is hier, Christus is hier, hy het vir ons kom word, hy sê hierdie aarde moet vol word van sy heerlikheid, nie eendag in die hemel nie, hy wil dit hier hê tussen ons, en as ons hierdie fondasies nie gaan regkry, gaan ons nie by daai punt uitkom nie. So ek dink daai dooie werke is definitief, ek dink die kerk is tot 'n groot mate vasgevang in 'n mate van daai dooie werke. Ek het nou gesit en dink, wat gaan ek sê, en ek wil dit kort stel. Dit gaan oor 'n proses. En die proses het nie 'n begin en 'n einde nie, maar dit gaan oor alles tussenin. Waar ons onsself in die proses bevind, van begin tot einde. So, begin van die proses tot einde van die proses en alles tussenin. En ek stem saam, Jacques, dat daar geweldige verandering nodig is in elke mens se lewe. En mens, dit weet, soos ek sê, dit is 'n daaglikse proses. Jy moet daagliks jouself afvra, waar is ek in hierdie proses? Is ek op die regte spoor van die proses, of het ek ergens dalk, en is makliker om elke dag die vraag te vra, as wat jy nou 'n maand laat verbygaan, en vra, waar is ek in die proses? So, om daai regstelling te doen, op 'n daaglikse wyse is amper makliker. Ja, kom ons kyk, waar is ons in die proses, is die vraag maar net. Jacques, ek wil jou nou 'n vraag vra, maar wil jy gou 'n bietjie kommentaar gee of bietjie op wat nou gesê is? Ja, ek dink wat nogal vir my in my lewe geweldig uitgestaan het in my groei, soos ek gesê het, ek is weergebore toe ek 'n jong seun was, het nooit my fondasies eintlik korrek gelewe, nie omdat ek nie wou nie, maar die deel wat ek sien, wat baie mense dalk dieselfde vraag vra wat in my situasie sit, hulle is teruggeval, of laat ek die woord sê, jy's stuck, jy's geset in jou ways, is hoekom beland ons daar? En ek wil nou nie vra nie, maar ek wil regtig sê,
dat ons beland in daardie areas of in daardie situasie omdat ons nie by die regte plek is nie. En ek sê dit nie, hierdie gaan nie oor ons soek mense in 'n kerk, 'n sekere gemeente of dit nie. Maar ek verseker julle, ek het nou vir Jolandi gesê, toe ek by Juda uitgekom het, voor ek by Juda uitgekom het, was in die COVID tyd, toe het ek God begin soek. En ek was nie in Mosselbaai, ek het nie geweet, waar gaan ek ken die Pinkster, ek kom uit die Pinkster uit, ek was in die karismatiese gemeentes, ek is gedoop in die Heilige Gees, ek ken dit, maar my roepe was na God, nie na 'n tipiese kerk wat ek wou nie. En ek het by Juda uitgekom, en ek sê vir Jolandi, wat vir my vandag as ek terugkyk uitstaan is, dat die woord wat ek begin hoor het my hier gehou. Ek was so half en half kwaad vir wat ek sien, want ek wou hierdie hande opsteek, tale praat en die mooi songs en daai goeters wat ek geken het, wou ek hê. En dit was nie so hier in die bedryf nie. Ek hoop ek sê die regte woord. Maar wat my gevang het en gebind het, is ek het 'n woord gehoor wat akkuraat was. Ek kon uit die woord uit groei. En ek dink as jy vandag sê, wat sal maak dat daar verandering kom by die regte plek. Kom net daar waar jy weet daar is 'n Vader wat hoor en wat die woord bedien soos wat jy dit nodig het in jou lewe. En as jy dit het, as jy by daai plek is, wees gehoorsaam, volg die woord. En vra vir hulp as jy hulp nodig het. Dit sal ek ook sê as 'n tweede. Maar God help ons deur sy woord en deur die Heilige Gees. Ek dink miskien moet ons net in die lig van daai 'n bietjie wyeer verduideliking gee as iemand dalk nou sou vra, hoe weet ek was die regte plek? Dink ek moet ou in kort sê, nou dis nou nie regtig die lyn wat ons wil gaan nie, so ek gaan dit in kort sê, moet 'n ou miskien die raad gee en sê, vra die Here, laat die Heilige Gees jou lei na 'n Vader toe. Die Vader, die geestelike Vader wat vir jou bestem is. Daai koneksie moet jy kan maak. So dis vir my die regte plek. As ouens sou vra, nou waar's die plek wat jy van praat? Is find your father. Find your daddy. Is nou toevallig dat ons dit nou Vadersdag hanteer. Maar ja, ek dink dit is voorop. Jacques, kan ek jou vra, waar begin jy as jy weet jy nie die fondasies onder die knie nie? Of jy dit nie reg gelê nie. Met ander woorde, jy weet, hoor jy goed dis dalk op die sand of ek het goed gemis of ek het 'n paar bakstene uit of jy is moeilikheid vorentoe. Waar begin jy? Okay, ek dink dit wat ons juis nou net genoem het is jy is nie by die regte plek. Nie noodwendig, jy is nie by die regte plek nie. Ons is by Hebreërs 6. Dis die regte plek. Maar dis nie die plek nie. Die plek is, waar gaan jy gehelp word? En die woord, die doctrine van die apostels, as ek dit so kan sê, want mense is bang om daai woord te hoor. Jy weet, sodra jy hoor the doctrine of the apostles, dan dink hulle wat gaan oor ek wil amper sê, dit wat Jesus ons geleer het, is baie belangrik, en dan in so 'n situasie of so 'n plek, is daar altyd leiers wat jy moet submit, en jy moet hulle ken, en dan, ek dink daar is sekere hulpmiddels wat gevra kan word, maar my raad is, moenie jou eie hulpmiddels in 'n boekwinkel gaan soek nie. Praat met jou leiers, praat met jou geestelike vader, want baie van daai goed is nie akkuraat nie en vat jou weg van dit wat nodig is. Ek hoop dit antwoord. Ja, baie dankie. Kom ons Ek wil net my voorbeeld ook gebruik om by 'n geestelike paad te kon uitkom. Het die Here in my lewe 'n behoefte geskep deur 'n gesin wat ek moes opvoed. En ek het gesoek wat ek daar moes inbou. En ek kon dit net by 'n geestelike vader kry. En die dag toe ons
by die geestelike Vader ontvang en dit kan deur die huis vloei na die kinders toe, het ons gesien dat die woord vir ons huis werk. En dit was die koneksie en die tyd waar die Here ons ingeplaas het, sodat ons 'n behoefte eerstens create het vir wat ons nodig gehad het, het die Here die divine connection gemaak, sodat ons die vloei kan deurgaan. En wanneer jy by so 'n plek kom en na jou Vader kyk wat die Here by jou geplaas het, en jy kyk hoe lyk sy koneksies na sy geestelike Vader toe, en dan begin jy daai veiligheid voel, dat die omgewing waarin jy is, en dit wat die Here vir jou nou gee, so toepaslik is in jou huis en in jou lewe, dat jy kan nie daar sonder gaan nie. As ek vandag moet omdraai en kyk, ek kon nie self by so iets uitgekom het nie, maar die Here het my connect, en die Here het my gelei, en hy gebruik nog steeds vandag daai selfde kanaal, om in my lewe, my fondasies te check, en my lewe te check, sodat ek konstant relevant kan bly in die geslag wat ons moet voorberei. Ek wil miskien kommentaar daarop gee, Henning, baie dankie. Ek dink, julle sal hoor dat ons lê baie klem op die Vader en Seun beginsel, en dit was die hele ding van Genesis 1 vers 27 af al, dat God gesê het, laat ons mense na ons beeld maak, en die Bybel noem Adam sy seun, dinge het verkeerd geloop en so, en toe kom die tweede Adam, en hy herstel dit, en hy het die heeltyd as 'n seun geleef, na sy vader toe. En dan, as ons praat van apostles doctrine, soos die Engels sê, en Handelinge 2, en plekke waar dit genoem word, dan sit ons dit saam met Efesiërs 4, waar God in die gemeente gegee het. God het vir sy kerk gegee 5 dele van homself, dis letterlik waaroor dit daar gaan. En ongelukkig sê die mense vandag, daar is nie meer iets soos apostels nie, en ons sê nee, dis in die aarde, so die vyfvoudige bediening, wat ons nou noem die vyfvoudige bediening, is daar om die kerk terug te bring na volwassenheid toe. En as ons praat van geestelike vaderskap en so aan, dan is dit alles funksionering binne die vyfvoudige bediening of die een binne die ander een. Until we all come to the full stature of Christ. Vir daai goed het jy hierdie manne nodig, en ons wil hulle sien funksioneer in die vorm van 'n geestelike vader met seuns. Dis 'n beginsel wat reg deur die Bybel, ek wil net vinnig die skrif noem, 1 Johannes 3 vers 1, een van die Bybel sê, Behold what manner of love the Father has given unto us, that we might be called the sons of God. So die liefde van God, jy weet mense, ek sal so romanties ook oor die liefde van God. Die liefde van God was gerig gewees. Dit het na ons toe gekom vir seunskap, om ons seuns van God te maak. So dis binne daai konteks wat ons hierdie dinge reflekteer. Binne nie net leierskap in die gemeente nie, maar ook om hierdie goed reg te maak, wat ons wil reg hê, want soos Jacques gesê het, ons sal moet jy weet, hierdie goed onder die knie kry ensovoorts. Jacques, dit lei maar na die tweede vraag toe, hoe verander 'n mens ten opsigte van aflegging en opneem van die nuwe mens? Hoe verander jy, hoe kry jy dit reg? Is daar 'n proses, of iets soos 'n formule, ons het reeds die woord proses gehoor, is daar 'n formule, hoe verander 'n mens ten opsigte van die aflegging en opneem van die nuwe mens? Ek dink, laat ek net gou saamvat, ek dink vraag 1 het baie soeklig gewerp op die beginsel van vaders en seuns. So dis ons basis, dis deel van ons fondasie, ons kan nie sonder dit gaan nie. Kom op die plek waar jou vader is, waar God jou, dit het ons gesê. So vraag 2 dink ek, vat ons nou bietjie verder. Sal jy vir ons daarop uitwy? Ek dink dadelik sê, kom ons los die gedagte dat daar's 'n formule. Daar is nie 'n formule nie, maar daar is iets wat ek dink elke persoon moet weet, en dit is eerstens die begin van 'n mens se groei is wedergeboorte. Ons moet wedergebore word, en die Bybel sê baie duidelik, toe Nikodemus gewonder het oor dit, toe sê hy, as jy nie weergebore word uit water en uit gees nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Nou die koninkryk van God is hier op die aarde, en ons moet daarin, soos pastoor nou gesê het, inbeweeg.
En waar hy sê die water, as jy nie weergebore word uit water en gees nie, die water is 'n simboliek van die woord en dan die Heilige Gees wat in ons is. Maar dit bring ons by nou die punt van die verandering, hoe gaan ek nou te werk? En ek dink ons moet verstaan dat ons het die Heilige Gees met wedergeboorte in ons, onmiddellik. En die Heilige Gees is die, ek wil sê die persoon wat ons weet is een van die goddelike persone in ons lewe wat ons sal lei en help, gaan ons deur hierdie proses, as ek dit so kan sê, neem om te kan opgroei. En dit is vir my baie duidelik, dat geen persoon sal ooit verander as hy nie keuses maak nie. Die Heilige Gees bring goed duidelik in jou lewe op wat hy sê, verander. Jy het nou iets gesê van, jy sien goed, daar is dit. Wie het dit geopenbaar aan jou? Dis die Heilige Gees. So dis altyd, jy kan maar sê, dis die nommer 1. Jy hoor of sien dit waaraan jy moet verander. Dan nommer 2 is, geen mens kan verander as hy nie erken of bely nie. Dit is soos 'n mens kan maar gaan kyk na alle veranderings in die wêreld, 'n erkenning van sonde of 'n erkenning van 'n wrong bring jou uit by belydenis. En dis moes duidelik dat die woord sê, as julle sondes bely, God is getrou en regverdig. So hy wys ook vir ons moet dit doen, en dan sê hy, om ons te vergewe, dis die wat ons nodig het, ons het vergifnis nodig. Jesus se bloed, ons weet, dis die enigste, dis die offer wat gebring is vir vergifnis. So ons het nodig om gewas te word in die bloed van Christus. So vergifnis gaan gepaard met wat Christus vir ons gedoen het, toe hy kruis toe gegaan het. Onthou, die bloed het gevloei voor hy dood is. Ons moet hierdie beginsels beginne verstaan. As jy dood is, hou die bloed op eintlik vloei. So Christus was stikkend geslaan, hy was verniel. Dit het God geplease eintlik terwille vir ons om hom te verbrysel, sê die woord, sodat daar letterlik vergifnis van sondes kan kom. So die moment wat ons bely, word ons vergewe. En dan hierdie volgende fases wat ek nou sal sê, of prosesse wat werklik ons bring by daai verandering, is wat baie mense nie aan dink nie. Hulle stop daar. Ek is vergewe. Vergifnis bring ons na daai stap toe waar Jesus gesterwe het. Ons moet verstaan dat die kruismarteling het hom gebring by die dood. En die woord is baie duidelik. Ons word saam met Christus begrawe. Dis ook hoekom die doop daar is. Die doop is 'n simboliek van die begrafnis. Ons gaan in die dood in saam met Christus. En daai meen letterlik dat jy sal moet doodgaan van die ou Jacques, die ou Henning. As jy nie by daai deel uitkom nie, onthou ons het nou vergifnis ontvang, maar nou word jy reguit gebring na die dood van die ou mens. En dis waar baie mense nooit by uitkom nie. Hulle lewe van Sondag tot Sondag of van sonde tot sonde met net vergifnis. En dis amper daai ding waar ons ook 'n fout maak om ons comfort mense deur vir hom net te sê, hoor die Here het jou vergewe, dis alright, moenie dit so swaar vat nie. Nee, ons moet daai manier beginne review, as ek dit so kan sê. Die persoon moet gaan na die dood van die ou mens toe. Hy moet daai ding aflê. Dit is aflegging. En dan, as jy dood is, bring dit ons uit by, in wie het ons geloof? Ons het geloof in God. Met ander woorde, God gaan jou uit die dode uit opwek in 'n nuwe skepsel of in 'n nuwe ding wat kom deur sy woord. En dit is wat ek dink, ons moet nie net in die dood bly nie. Ons moet nie net sê, jy weet die hele tyd, met die ou mens word afgelê en dan moet 'n nuwe mens in die lewe opstaan. So daai ou ding waaraan jy vasgevang word, en dit is eintlik daar waar die woord sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly dit alleen. Maar as hy sterwe, sal dit opkom en vrug dra. So die woord wat ons hoor elke Sondag, ek dink nie daar's een keer wat jy hier kan uitgaan wat jy nie sê die woord het jou gebring by 'n doodsproses nie.
En daai doodsproses is waar jy is. Iemand kan nou die woord hoor op 'n ander area, maar elkeen is iewerste in sy lewe en jy hoor wat die Gees van die Here vir jou lewendig maak. En dit is waar jy moet opgewek word as in 'n nuwe stans of in 'n nuwe werking waarheen God jou nou wil lei ten opsigte van dit wat die woord vir jou gebring het. Maar nou moet jy onthou, en dis wat baie nie aan dink nie, is dat dis 'n begin weer, 'n begin van 'n nuwe ding. En ons het nou mekaar nodig. Dis hoekom ons in 'n liggaam gesit is, want ek kan julle sê, as ek nie in die liggaam van Christus was nie, daai nuwe dinge daar waar ek uitgekom het, dis omdat ek by my broeder is en my suster, van hulle is ver voor my. Maar hulle loop nie asof hulle ver voor my is in hoogmoed en in daai nie, maar in ons is saam met jou, hulle dra jou, hulle help jou. Ek kan let op hulle lewenswandel. Hulle encourage my, hulle wys my baie keer die weg. En dit is amper ook hoe ons in 'n huis groot word. Jy groei op omdat jy iemand bo jou het, en ook selfs as 'n mens dink in die skool, jy groei op omdat jy iets leer, en ons leer om te groei in die nuwe ding in. En dan kom ons by daai laaste deel van oorwinning. Kyk, as jy nie in oorwinning kom oor 'n saak nie, het jy nie daai, dis waar ons by uitkom. Oorwinning sê, jy sit nou saam met Christus in hemelse plekke. Dis waar hy ons wil uitbring. Ons heers nou in Christus. Maar dis hier op die aarde. En ek wil amper hierdie sê, het julle al agtergekom dat baie Christene is nie in oorwinning nie, want hulle kan sekere goed nie face nie. En dis hoekom in die ou bedeling, dink ek toe ons ek wil amper sê in die Pinkster gelede het ons baie geïsoleer en weggebly en net ons lewetjie gelei by die huis. Want ons was nie in oorwinning nie. Ons kon nie die lewe face nie. En God soek vandag 'n kerk wat in die wêreld 'n difference gaan maak. Dis hulle wat heers en in oorwinning lewe. So ek dink daai is moontlik die fases. Ja, dis baie mooi gestel. Ek gaan nou vir jou gee 'n ding. Hy sê sien waar jy moet verander, bely, lê af, weet in wie jy glo dat hy jou weer opwek en dan in die oorwinnende plek van hemelse plek. Ek dink dit is 'n baie mooi stel van die siklus daarvan. En natuurlik die woord is vol hiervan. Dis wat vir my so lekker is. Lê die ou mens af. Word vernuwe in die gees van jou gemoed en trek die nuwe mens aan. So ons wat in die gemeente inkom op 'n Sondag word aangetrek deur die woord wat na ons toe kom. So julle is almal mooi aangetrek. Ja. Kan ek gou prakties raak? Ek dink dit wat jy uitgehaal het, Jacques, is absoluut wat jy baie raak. En as ek nou 'n bietjie kan prakties raak, dan sê ons eerste ding is erken wat reeds in Christus gebeur het. Jy gaan nie kan aflê as jy nie weet wat jy kan opneem in Christus nie. En ek dink is waarvan pastoor net nou gepraat het, die afneem en die opneem is baie belangrik. Die sleutel hier is dat die ou mens leef met ou denkpatrone. Hy reageer, sy reaksies is nog op die ou manier, of uit ou vrese, of uit ou identiteite. En dan wanneer jy volgens die woord die verandering bring, byvoorbeeld ou denke sal sê, ek is verwerp. Die nuwe denke sal sê, ek is aanvaar in Christus. Maar dit gaan die woord jou leer. Jy gaan moet gaan soek, jy gaan moet gaan leer. Die ou denke sal sê, ek is minderwaardig, maar 'n nuwe denke sal sê, ek is 'n seun in God. Groot verskil, baie groot verskil, maar dit kom in by, jy gaan dit moet prakties toepas. Die ou denke sal sê, ek sal seker nooit verander nie. Maar die nuwe denke sê, Christus leef in my. En Paulus het gesê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my, want as ons dink aan wat Paulus vanaf kom, as Saul, wat 'n lewe hy gehad het, hy moes op 'n punt kom om te sê, maar Christus leef nou in my. En ek dink hy is so dankbaar daarvoor gewees om te besef, maar as ek Christus se lewe opneem in my, dan kan ek die ou aflê. En daarom kon hy ook later sê, ek strek my uit wat na voor is. Ek kyk nie meer wat na agter is nie. En dis daai ding wat moet gaan. Ander punt hier is ook, vervang, moenie net probeer stop nie.
En nou praat ons van reformatie wat ons hierdie laaste tyd so baie van gehoor het. En daar was 'n mooi voorbeeld wat ons in die sonnaskool gebring het oor Saggeus. Jy weet toe dit vir Saggeus kom die nuwe. Hy het dit so mooi, die Bybel stel dit eintlik vir my so mooi. Hy sê Jesus luister hierso. Hy sê dit wat ek het, gaan ek nou vir die armes gee. Hy sê dit wat ek gesteel het, gaan ek viervoudig teruggee. So moenie net stop met dit nie, maar verander. So met ander woorde 4 praktiese voorbeelde. Byvoorbeeld, lê die leuen af, na spreek die waarheid. Lê diefstal af, na werk en gee. Lê bitterheid af, na vergewe. Lê onrein spraak af, spreek wat nou opbouend met mekaar is. Leef vanuit jou identiteit, ontvang jou identiteit in Christus. Kolossense 3 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God. Okay, en dan 'n ander punt wat ek ook sommer wil uitbring is, wandel daagliks in die teenwoordigheid van Christus. En ek dink weer eens dis wat ons vandag gesê het, om in 'n geestelike huishouding te wees, te ontvang en daagliks in daai atmosfeer met mekaar te kan wandel. Hy sê, die uiteindelike doel is nie om sonde te bestuur nie, maar om Christus te manifesteer. As ek Christus kan uitleef, wanneer jy voortdurend die woord inneem, bid, bepeins daaroor, gehoorsaam reageer op die Heilige Gees, word Christus al meer sigbaar en die ou mens sal al hoe minder word. En dis wat Johannes gesê het, hy moet meer word sodat ek kan minder word. En dan die kernvraag is, hoe laat ek Christus meer volledig in my gevorm word? Want waar Christus toeneem, verloor die ou mens sy invloed, soos Johannes die Doper dan nou gesê het. Dit is nie die eerste stryd, dit is nie eerstens 'n stryd teen die ou mens nie. Dit is 'n toenemende openbaring en manifestasie van Christus in die Seun van God. Gedurende manifestasie. So dis amper die storie van watter hond voer jy. Jy weet, die een wat jy voer raak sterker. Ek dink dis ook 'n baie belangrike punt. Ek gaan nou na die derde vraag toe. Baie dankie vir julle wat die vrae instuur. Ons waardeer dit baie en daar kom 'n kommentare deur en so aan. So ons gaan nou na die derde vraag toe beweeg. Ek wil net vir Johan vra as hy ietsie wil sê. Hy's onkenmerklik stil vandag. Ek ken my plek. Ja, as ek net kan vinnig in een sinnetjie saamvat, wanneer ons kyk, daar is nie kitsformule nie. Geestelike groei is 'n voortdurende proses van transformasie en deur die Heilige Gees en die woord van God. Onlosmaaklik. So ons praat heeltyd van 'n proses. So dit sou gaaf gewees het as daar 'n kitsformule was, dan ons van 0 tot 100 in 2 sekondes, maar ongelukkig is dit 'n proses wat moet gebeur en dit is transformasie. En ons hoor Sondag na Sondag dat ons moet transformeer. Ons moet verander en dit is die proses. Jacques, ek wil gou vir jou iets anders vra. Nou ek gaan nou by vraag 3 kom. Die verskillende vlakke van Senoma counseling. Ek noem dit nou maar net om dit aan iets te haak. Byvoorbeeld iemand wat in sy ways gestak is, maar hy lewe nie sleg nie of whatever nie. En dan kry jy 'n ander ou wat down and out is, wat Jolandi nou gesê het, aan verwerping, en wat is die woord wat jy gesê het, daar's minderwaardig en al die goed, wat uit paar probleme kom, jy hoor wat ek wil sê, die ernstige geval, wat down and out is, en dan die ander ou wat nie so ernstig, die hele spektrum, geld hierdie vir die hele spektrum van. Baie beslis. Ja, ek wil dit sê, ek dink die ding wat ek in my lewe gesien het, die mense wat down and out is en na die Here soek, is eintlik baie keer die mense wat meer by God uitkom, as die een wat dink hy's alright. En is ongelukkig so, dat baie van ons meet ons aan hoe ons, ek wil amper sê in ons verhoudings met mense maklik oor die weg kan kom, maar ons hide, ons is nie onsself nie, ons het sulke diep dinge binne in ons wat nooit aangespreek word nie, omdat ek kan nie sien wat's in jou nie, en ek kan nie sien wat's in jou nie, dis verborge vir my, en ek weet dat God gaan ook nie jou dinge wat verborge is, aan my openbaar, net vir die syk van, ek is nou 'n geestelike mens nie, hy doen dit nie, maar hy verwag van jou, as jy graag wil verander, om iemand te sien,
Ek sê nie dit is altyd dat jy iemand moet sien nie, maar in gevalle waar mense baie stikkend is en seer het, weet hulle nie altyd waar moet ek begin en hoe moet ek die ding vat nie. En dit is hoekom ek weet die Here gee daardie spesifieke genadegawes veral aan mense wat deur dit gewerk het. Hulle is amper soos daai skrifgie wat sê met die troos waarmee ek jou getroos het daar nou grace gekom wat in daardie persoon se lewe is. Maar daar's ook sekere gawes wat God aan ons gee, wat ons weet van 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid, onderskeiding van geeste. Dit is geestelike gawes wat baie keer funksioneer wanneer jy mense bedien, want mense kom na jou toe en vertel jou wat gaan aan in sy hart of in sy lewe. Maar hy weet nie om daar uit te kom nie. Hy weet nie, hy is elke keer, hy voel of hy vasgevang is. En baie is vasgevang. Weet die duiwel het 'n manier en ek wil vir ons gemeente sê dat ek weet wat dit is om in 'n vangnet gevang te word. As ek hier trek, dan trek hierdie arm ook. So jy weet nie hoe om los te kom nie. Jy's letterlik vas en dit is 'n tydsame proses vir God dan om deur die hulp van dierbare bedieninge jou daar uit te kry en jou gewilligheid om die pad te stap saam met hom. En dit is obviously waar jy dan later sal agterkom, jy begin dan die fondasies te lê wat nodig is om jou verder te laat opgroei. Maar daardie proses van om uit die oue te kom, dit wat pastoor gevra het, ek sien dit wat mense eintlik deur hulle lewe aangeleer het om te kan cope. Jy wil net aangaan en daai coping mechanisms, as ek dit so kan sê, wat jy aangeleer het om net te kan survive, is so geweldig baie, dat jy in elke verskillende ek wil sê sosiale groep anders moet optree, want hier moet jy so wees, hier moet jy so wees, en jy besef nie eintlik wat het jy in jou ingebou om net te kan aangaan nie, maar op 'n kol gaan dit jy sal dit moet submit, jy sal dit moet oorgee aan die Here, want dit gaan jou doodmaak. En ek wil sê, as daar mense is, ek kan net sê, daar is definitief hulp. En die Here sal jou tegemoet kom. Die Here is goed. Hy doen dit. So die ou wat sê nou maar diep gewond is, seergemaak is, jy weet ons ken mos nou die goed, moet ook begin by die bekering uit dooie werke. Ja, en natuurlik sal daar moet genesing plaasvind in sy lewe, want ek dink ons as kerk, en ek sê kerk, die liggaam is besig om te leer dat om mense te vat en te sê jy baie mense se fondasies is so verpletter dat wanneer die Here hulle inbring vir daardie proses om by die fondasies uit te kom, moet daar genesing plaasvind voordat hy eers kan begin met die lê van fondasies, want ja, so ons moet verstaan dat dit nie 'n quick fix gaan wees nie. Ja, en Ja, dit is weet soos 'n boom. Uit wortels en uit die mooi bo. So baie keer sien ons die mooi bo, maar ongelukkig moet 'n mens met enige probleem na die dieper wortels toe gaan. Dit help nie ons snoei bo mooi en ons maak bo mooi, maar onder die wortels kry nie die regte voeding nie. So sny diep en dit werk in elke probleem, elke proses werk dit. Begin onder en werk om boontoe. Ekskuus, net kortliks, en moenie rondval as jy begin met daai proses nie, want ek meen rondval is, mense hardloop van, ek wil sê van Messia tot Messia. Hulle hoop is, omdat hulle eintlik vinnig wil uitkom by die herstel, dink hulle, iemand gaan vir jou hande oplê en vir jou bid, is nie hoe dit werk nie. Dit is 'n proses, die woord moet weer in jou ingebou word, en veral, dan moet genesing plaasvind in jou siel en selfs in jou gees moet daar genesing plaasvind. Okay, goed, dit lyk my ons staan hier so einde se kant toe. Ons sal seker nie deur alles kan kom nie. Daar was 'n mooi kommentaar ook nou gestuur wat ons vir julle op die gemeentegroep sal sit as ons nie
nou dit kan behandel nie. Ek wil graag by 2 vrae uitkom. Die eerste een dink ek het ons al in 'n sin, so as ons daaroor korter kan wees. Ons derde vraag, is daar 'n tydperk dat die beginsels wat jy moet deurwerk tydens die bou van fondasies lê, ooit ophou? Is daar 'n tyd dat die beginsels wat jy moet deurwerk ooit ophou? Nee. Dis eintlik eenvoudig. Ons almal weet hoekom. Jy kan dieselfde voorbeeld sien in 'n kind wat skool toe gaan. Hy moet die elementêre wat sê mens opvoeding kry. Kom ons neem 'n vak soos wiskunde. Hy moet leer hoe werk plus. Hy moet weer leer hoe werk minus. Hy moet weer hoe werk vermenigvuldig. Hy moet weet hoe werk deelsomme. En dit begin op 'n vlak van 1 + 1 is 2 en 5 minus 1 is 4. Maar as jy nou dink in terme van jy's nou 'n matriek, ek dink ons ouderdom sal nie eers kop of stert meer uitmaak van al die formules en wat nodig is nie, maar jy kan nie by dit uitkom as jy nie daai 1 + 1 geleer het nie. So in die kind van God, die seun van God se lewe, weet ons dat soos ons opgroei, is daar een ding, en dit is so wonderlik wat Tamu vir my duidelik laat uitstaan, is dat you will be tested. Daar is nie 'n ander manier hoe God se dinge in jou vasgelê word, soos as jy sê ek het geloof in God, the test will show. So toetse in ons lewe is op vlakke ook. En soos ons opgroei, moet ons hierdie fondasies vasgelê het, en soos ons voortbou in ons groei, sal die toetse verskillend wees, maar jy sal nooit daar kan uitkom as jy nie daai elementêre opvoeding gekry het nie. Ek sal sê ek wil graag dat ek dink die volgende vraag gaan vir ons. Wil iemand iets sê oor? Goed. Vraag 4 dink ek is 'n baie belangrik, en ons wil kyk na hom so 10:11 te eindig min of meer. En ek dink vraag 4 gaan vir ons 'n lekker bespreking wees. Ek wil graag hê, ek dink hierdie is Jacques waar ons nou hiervandaan wil gaan. Wat is 'n groot rede waarom ons nie fondasies lê nie, al weet ons dit moet gebeur? Ons weet nou die belangrikheid daarvan, maar hoekom gaan mense nog steeds dit nie doen nie? Wel, ek het een antwoord. Jesus, daar kom 'n ryk man na Jesus toe, en hy vra vir Jesus, hy sê, wat moet hy doen om in die koninkryk? En let wel, ons moet die woord koninkryk vandag deurslaan nie. So die koninkryk van God is sy heerskappy, en dis hier. En hy vra, wat moet hy doen om die koninkryk in te kan gaan of te beerwe? En God sê vir hom, hou die gebooie, en eintlik toets die Here hom, is hierdie man ernstig? Dis wat hierdie vraag kom. Hoekom? Ons weet van hierdie goeters. Ons weet ons moet die fondasies lê, maar ons doen dit nie. Daar is iets wat ons moet sien by die ryk man se ding. Toe Jesus kom by die kraks van die matter, om te sê, jy moet doodgaan. Daai goeders is vir jou meer belangriker as wat eintlik die koninkryk beginsels is. Toe sê Jesus vir hom, verkoop alles wat jy het. En hy het weggeloop. Hy kon nie daai besluitneming, daai deel is wat God vir elke, ons dink nou aan die ryk man en ons sê, jy sê ek het nie baie geld nie. Dis nie eintlik waaroor dit gaan nie. Dit is daai goeders wat jou beheer, wat jy nie kan los nie. En ek kan jou verseker, daar's niks wat God jou mee sal uitlos as hy jou laat opgroei na 'n seun van God toe, om by daai goeders wat jou het, as jy dit nie kan oorgee nie. En ek sal sê, dit is eintlik die rede hoekom mense nie die fondasies lê nie, want God eis of vra, submit, gee oor, gaan dood, kom by dit uit, wat ek, my lewe, dit wat jy gesê het, Christus se lewe kan in jou openbaar. Maar ek wil net die laaste ding sê, ons moet nooit dit push nie. Rypheid is wat God sien. God sien deur die Heilige Gees, en ek challenge elke persoon wat nou luister en onsself hierso, dat moenie laat die tyd verbygaan. Die Here sê, wanneer jy die stem van die Here hoor,
Hoe sê daai skrifgie presies, pastoor? Hy sê, verhard nie julle harte. Daar's 'n tydperk wat as jy toelaat dat jy weet die Here is besig met jou, en ek sê nie dit is een diens nie, dit gebeur in 'n tydperk in jou lewe wat jy voel, as ek moenie laat soos ons nou hierdie in die gemeente behandel, transformasie, dankie Here, U het ons nou letterlik in 'n spesifieke tyd ingelei. Moenie laat hierdie tydperk verbygaan nie. Gryp dit aan, want die Here se genade is nou vir ons groot om te kan verander. Ek dink hierdie is 'n baie belangrike punt waar ons nou by staan. Dit bring my amper by wat Jesus vir daai ou gesê het, bring amper by die beginsel van sacrifice, né? As jy nie die goed kan sacrifice nie, kan opgee nie, kan jy nie daar kom nie. So ek dink ons moet kennis neem van die antwoord wat Jacques nou gegee het. Daar's goed belangriker vir jou wat jy liewer voor is. Jy weet Abraham, hy sê vir hom, vat jou enigste seun. Ismael was klaar gebore. Ismael was ouer as Isak. Hy sê, vat jou enigste seun wat jy lief het. It's amazing hoe God dit sien. Ek meen, God kyk na destiny en al die goed en so aan. En toe kom daai beginsel ook in. So ek dink daai is 'n skitterende antwoord. Kan ons hom bietjie deurmaal gou? Pastoor, dit wat Jacques nou gesê daar ook, omdat ons dikwels resultate boor voorbereiding verkies. Ons wil bediening hê sonder karakter. Ons sien dit veral in ons samelewing vandag, waar rolle 'n bietjie omgedraai is en karaktervorming as 'n wreedheid gesien word in party huise. Dan wanneer jy kom by 'n godsdienstige ondervinding, wil jy 'n salwing hê, eerder as om gehoorsaam te wees. Ons soek vrugte sonder dat daar wortels is. En dan volwassenheid moet gebeur sonder disippelskap. Dis die trend wat ons daar buite het, en dis waarteen die liggaam van Christus vandag besig is om weer 'n posisie te kan inneem, om karakter te kan bou wat staan en wat dan die fondasie te kan vorm, of die fondasie van Christus te kan ontvang. Maar daar's nog redes. Trots is baie keer 'n probleem. Ongeduld, oppervlakkige Christendom. Ek gaan die pad stap omdat my maatjies te stap en my vriende stap in daai rigting. So dis 'n populêre pad om te vat. En ja, dit is op Vadersdag vandag, maar ons kom weer by die rol van die Vader by karakterbou om te kan sê, hierdie fondasie gaan staan, want die karakter en die gawes van die kind kan jy 3 verdiepings bou op die fondasie wat ek in jou wil sit, maar jy gaan nou vies wees tot ek klaar is. Ja, dit is baie waar. Yes. Ja. Vir my is daar 2 dinge. Ek dink die eerste ding is ons identiteit in Christus. As ons nie gaan verstaan wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis nie, en ons besef waarin hy ons ingebring het, ek kom weer terug na, hy het ons uitgehaal uit die duisternis, ingeplaas in die ewige lig, maar as ek my identiteit in Christus nie verstaan nie, dan gaan ek sukkel om die elementêre fondasies te lê. Byvoorbeeld, iets net soos die fondasie van die geloof in Christus. Jy weet, ek het hom aangeneem, en hy is my verlosser, en ek het dit great. Maar hoekom sukkel ons om te glo dat ek meer as 'n oorwinnaar is? Dat ek seun van God is, dat alle dinge vir my nuut geword het. Kyk, die pad is nou vir my vorentoe. Ek dink ons sukkel met daai ding. Nou wil ek fondasies lê en ek wil daarop bou, maar ek het nog nie my identiteit in Christus opgeneem nie. En vir my die ander ding is ook prosesse. Ek dink ons wil die prosesse vermy. Want ek dink ons het om hierdie tafel al gesê vanoggend, hierdie is nie 'n sprint nie, hierdie is 'n marathon. Jy weet, en ek dink 'n prediker het eendag het so mooi gesê, daar sal altyd nuwe bekeringe tye kom. Daar's seisoene van bekering. It's grace upon grace. Hy bou op genade op genade. So daar's altyd 'n pad vorentoe. Maar vir elke stepping stone is daar baie keer 'n proses. En nou wat doen ek? Ek abandoneer eerder die proses. Want ek is nie lus hiervoor nie, want dit vereis vir my ek moet verander, dit vereis vir my ek moet anders dink, dit vereis vir my ek moet baie keer iets na vore bring en dit erken.
En ons sukkel met ons eie probleme daar. Ons wil nie ons eie probleme sien nie. So ek dink baie keer maak die proses ook dat ons terugstaan om nie die fondasies vas te lê sodat dit kan vasgelê word nie. En 'n proses gaan dit baie keer bring. Die Here gaan baie keer jou juist deur 'n proses sit omdat hy sien uit jou eie uit gaan jy daai fondasie nie hanteer nie. Jy gaan hom nie neer lê nie, jy gaan nie aangaan nie, jy gaan nie kan aanskuif na môre toe nie, want jy bly vashak in hierdie ding. Jy weet en vir my die laaste tyd is hierdie ding wat die Here by my vas lê, is dit wat hy in ons geplaas het, en dit wat ons daagliks doen, daar waar jy op die markplein is, daar waar jy heeldag met uitdagings en prosesse sit, God het jou daar geplaas, eerstens as 'n oorwinnaar, en 'n seun in Christus, en ek moet die hele tyd deesdae, onlangs nou hierdie tyd, moet ek daarmee deel. Ek moet deel dat wanneer ek uitdagings kry om te sê, maar Here, U het my 'n oorwinnaar gemaak, en wat U vir my gegee het om te manage, gaan U vir my die vermoë gee om dit te doen, en ek twyfel baie keer aan hy eie vermoë van my. Ek betwyfel baie keer dat ek regtig daai vermoë sal hê om vandag hierdie situasie so te kan lei. En nou kom hierdie prosesse, en daar's fondasies wat die Here wil vas lê, want hy wil vir my meer gee as wat ek nou vandag doen. En nou gaan ons nie vorentoe nie, ons sukkel, ons lê nie daai fondasies nie, ons hak eerder daar vas, want die proses lyk vir ons te groot. Wow, Johan? Ja, nou het reeds sekere dinge gedoen, genoem, Jolandi het genoem, iets vir my is vrees vir verandering. Ja, mens weet nooit wat lê voor nie. So jy weet nie waarna toe verander jy nie. En dit is nou maar ongelukkig die ding, jy moet let go. Let go and let God have his wonderful way. So dit is, baie mense sukkel met vrees vir verandering. En gebrek aan gehoorsaamheid is dan nog ene. Dit help nie, jy hoor, hoe moet jy verander, en jy stap uit en jy doen niks omtrent dit nie. En dan gebrek aan die tyd in die woord van God. Ons moet tyd maak. Wanneer ons hoor, ons moet verander, ons moet transformeer, moet ons daadwerklik gaan tyd maak vir God se woord en vir gebed, om dan te verander. En weer eens, prosesse. Alles kom neer op proses. Miskien 'n laaste gedagte. Ek het nou geluister wat julle almal sê en Jacques, ek dink ons almal vanmôre baie gestig. Jy het gepraat nou van God sit jou as 'n seun en 'n oorwinnaar, plaas hy jou daar buite ensovoorts. Maar jy het begin met die term identiteit. Nou, weet julle, toe kom die gedagte skielik by my op. Ons praat van fondasies, jy moet hierdie fondasies in jou lewe lê, maar die gedagte kom by my op, as jy 'n gebou bou, die gebou lê nie sy eie fondasies nie. Nou sê Paulus, julle is die gebou. Jy weet, met ander woorde, iemand moet die fondasies lê, terwyl daar nog niks is nie. En dis 'n pa, né? Obviously, dis nommer 1. Nou, wat is die kenmerke daarvan? Ek dink jy daaraan geraak, dan dit moet iemand wees wat die eindgebou sien. Nou, wat weet waarheen wil hy jou bou, wat se karakter, wat wil hy in jou bou, hy doen die bouwerk, hy moet die fondasies lê. Nou dink ek aan Paulus wat vir die Korintiërs, wat hulle noem geheiligdes. Hierdie ouens het sonde in hulle kamp, en hulle is vleeslik, en hulle is, maar Paulus spreek hulle aan as geheiligdes. Jy weet, met ander woorde, Paulus sien die eindproduk, soos Christus, sien hy die eindproduk. Ons kyk baie keer in die probleem vas. Maar die feit is, en daarom wil ons gesonde gesinne bou, sodat hierdie fondasies, 'n pa of iemand anders lê die fondasie van die gebou wat van verrys, nie die gebou self nie, hy kan nie sy eie fondasies lê nie, hy is nog nie daar nie. Ek dink dis 'n belangrike aspek, dis weer hoekom ons terugkom na die konsep van vaders en seuns toe. Dat ons regtig daarna sal kyk, en ek is so bly Jacques het met somme van die begin af, het hy van die eerste antwoord af na die goed gekyk. Wil jy miskien weer vinnig daar iets sê, dan rol ons 'n bietjie rond, net so ten slotte. Ja, ek dink die boodskap wat duidelik na my hart toe gekom het, en ek wil dit sommer so noem vir die wat my nie ken nie, is dat ek is 'n man wat geskei is, en ek het 2 verskillende generasies, en ek wil dit net noem as 'n voorbeeld. Die generasie wat nou al oor hulle 30 is, kan ek duidelik sien waar vaderskap misluk het
in wat hy gelê het as fondasies. En ek sê dit by wyse van skaamte en erkenning, en ek weet die Here het my ook daar uit gehelp, so ek is nie stak daar nie, ek wil net ook dit sê, maar ek moet dit noem, en ek is weer getroud, en ek het 'n seentjie wat nou 7 jaar oud is, en die verskil van hoe ek my opvoeding doen, en hoe ek die fundamente lê in sy lewe, is so verskillend, en by dit wil ek net sê, ek sou nooit daarby uitgekom het as ek nie die leiding van God se woord en die Heilige Gees, en dan ook 'n goeie vrou wat ek so dankbaar vir is, wat my ook help in die sin van sy sekere dinge wat ek kan sien, goeie fondasies was gelê in haar lewe, en ek kan by haar leer. So ons leer outomaties ook by ander, en ons moenie minag wat mans, en ek praat nou met julle wat julle vrouens weet, nee, vrouens weet baie keer beter as mans in sekere opsigtes, en okay, vrouens, wees onderdanig aan julle mans. Maar ek dink dit is belangrik, dit wat ek nou sê, dat julle sal weet, vaderskap is baie belangrik, en as jy foute gemaak het, kan jy daai selfde goed weer oordoen. Daar's mense wat presies dieselfde prosesse volg as in die vorige huwelik, as ek 'n huwelik, of selfs in hulle besigheid. 'n Besigheid fail, en hulle soek hulp, en hulle kom na die Here toe, en hulle vra, maar hulle pak daai besigheid met dieselfde beginsels en mindsets en prinsipe aan, wat hulle met die vorige failure, en dit is letterlik, ons moet ons bekeer, ons moet, soos ons nou nog gesê het, it's 'n nuwe stand wat jy inneem. Jy kan nie met dieselfde stand staan in bekering nie, jy draai, en ek dink ons beter hierdie onder die knie kry. Okay. Slotopmerkings? Ja, pastoor, soos 'n goeie bouer nou maar maak, as hy sy fondasie gegooi het, dan bring hy die konkriet, en hy gooi hom in 'n sakkie, en dan word hy getoets by die laboratorium, sy MPA, dat hy die gebou kan dra, en dan sê die structural engineer, gaan voort en bou. So dink ek, as elke vader vandag na sy huis toe gaan, en elkeen van sy kinders en sy gesin vat, en bietjie kyk of hy 'n toetssertifikaat het, vir die fondasies wat hy al gebou het, en dat hy hulle kan oortuig daarvan. Dit gaan bietjie moeilik wees, maar jy moet onthou, ons het sterk krag nodig, want jou begaafdheid, en dit wat die Here deur jou wil doen, is baie meer as wat jy kan doen. So ek moet seker maak as pa, en oor dat die fondasie kan dra wat die Here in jou leeftyd vir jou wil gee. So dis 'n verantwoordelikheid wat ons het, so kom ons gaan toets dit en kyk of ons 'n geslag kan dra wat kom. Ek dink wanneer die fondasie stabiel is, kan God groter verantwoordelikhede, dieper openbaring en nuwe vlakke van bediening toevertrou aan elkeen van ons. Alles fondasie. As jou fondasie swak is, as mens nou maar net kyk, deesdae vroeër jare het die huis se fondasie 'n week of 2 gestaan. Vandag gooi hulle fondasie en môre staan die eerste muurtjie al vensterhoogte, en dan kraak 'n huis. En dit is swak fondasie. So hoe stewiger die fondasie, hoe meer stabiel die fondasie, hoe beter gaan die bouwerk wees nou. Ja, is baie interessant. Ek sit nou daarin en dink, ek glo wat vanoggend gesê is en wat ons bespreek het en gepraat het, absoluut deur die Heilige Gees gelei. En baie interessant dat ons nie wegkom van die vaderskapmodel nie. Jy weet, God het vir ons in Christus hierdie model van vader seun kom sit. En baie interessant wat jy opgemerk het, pastoor, is dat iemand lê die fondasie, die een wat die plant sien. Jy weet, Paulus het homself genoem as 'n wise master builder. In die apostoliek, as 'n apostel het hy vir Timoteus gesê, wees my navolger, soos ek dit van Christus is, en ek gaan jou by hom uitbring. So ek dink hierdie model is definitief vandag vasgelê. As ons hierdie ding in die gemeente verder wil vat, begin ons by die beginsel en die model wat Christus vir ons kom demonstreer deur Vader Seun.
En dan laastens wat ek net wil sê is dat baie duidelik as hierdie fondasie reg gelê is, bou ons nooit van hom af weg nie, ons bou die heeltyd op hom. Jy gaan 'n high-rise gebou sien en jy gaan hierdie verskriklike, ontsaglike gebou voor jou sien en niemand dink ooit aan die fondasie waarmee hy begin het nie. Almal sien hierdie gebou en die aanskoue daarvan. Maar ek dank die Here vir sy genade dat in die gees kom hy met ons terug na daai ding toe wat niemand sien nie. En dat Christus altyd die cornerstone sal bly. Hy sal altyd die een wees wat by die gebou betrokke is. Hy is die hoeksteen en hy is ook die steen des aanstoots. Wat is daai skrifpastoor wat sê? Hy is op die drempel, nê? Wat sê daai skrif tog? Ja, so dit bly rondom Christus. Christ in us, that is our hope of glory en dit is hoe ons gaan bou. Ek is baie opgewonde oor wat vanoggend uitgekom het. Ek dink die Heilige Gees het ons in 'n baie mooi rigting gelei. En Jacques, baie dankie dat dit so sterk op jou hart lê. Dat die Here vir jou goed openbaar wat ons nie nou aan dink nie, maar hier kom iemand in die gemeente en sê luister, maar kom ons kyk na hierdie ding, want hier is 'n saak waarmee ons wil regmaak. En ek is opgewonde daaroor. Verseker. Okay, ons gaan ons is naby afsluit, net gou een of twee goed. Ons as gemeente gaan volgende Sondag ons gaan ons 'n ding doen rondom die Paas. Ons kan dit nou nie die Sondag doen nie oor ons manier van samekoms. Ons kerkgebou word gebruik vir ander goed, soos julle weet. En dan deur die week is daar die huiskerke, die afsluiting soos wat dit gereël is. Ander dinge sal ons vir die deur gee. En dan net ten slotte hierdie manne en dames het geweldige great notas gemaak van Jacques af tot by Henning. En ek wil vir hulle vra as julle bereid is dat ons dit vir die ouens ons kan dit of in een dokument saamsit of in 4 verskillendes en dan sit ons dit op die groep vir die ouens. Ons sal dit in hierdie week gou vir julle probeer bewerk. Ek dink dit gaan vir julle verder help as julle weer na hierdie goed luister. En dan my laaste is vir julle wat vanmôre besef het, en daar's verandering nodig en waar jy ook al sit, wat 'n plek jy ook al is, wil ek vanmôre sê, die Here is daar. Ons is meer as oorwinnaars in Christus. En dis goeie nuus, die evangelie is goeie nuus. So moenie moed opgee nie. Kry die Here in jou lewe in en ons gaan wen. So ja, ons het maar 4 vrae, 5 vrae hanteer in so 'n tydjie. Maar dankie vir alles. Ons sal van die vrae of dinge wat op die bord ook was, miskien antwoorde. Ons sal kyk hoe ons die ding gaan verder vat van hier af. En ek dink vanoggend was, soos wat gesê is, was regtig insiggewend. Ek wil graag vra, Jacques, ek wil jou vra om af te sluit, maar ek wil dit spesifiek maak. Vir ouens wat vanmôre sê, ek moet iewers begin. Ek het stak ergens, of ek is stikkend, of ek is wat ook al. Dat jy net vir hulle net in kort vanmôre 'n gebed sal doen en sal sê, Here, ons gee ons wysheid. Gee ons wysheid. Ons wil elkeen, we want every man perfect in Christ. Dis wat die Bybel sê. Ons is hier to present every man. Paulus sê, ek sloof my af. Ek werk. Kolossense 1 vers 28. Hy sê to present every man perfect in Christ. En dis waar ons graag ons elke ou wil hê. Ons wil elke ou oorwinning hê. So as jy net vanmôre vir ons 'n gebed sal doen wat die ou mee kan vereenselwig vanmôre en sê, hey man, daar's vir my hoop. Daar's vir my lig. Kom ons doen dit. Kom ons sluit af. Ons Hemelse Vader, ek dank U dat ons U geleer ken het as Vader. U is ook skepper van die hemel en die aarde. Maar as daar een ding is wat ons almal besef, is dat ons moet U leer ken as ons Vader. En vandag vra ek, Vader, dat U iets nuuts vir elkeen sal doen. Vader, daardie deel wat ons so begeer om te weet hoe dit is en wat dit is om 'n Vader te hê waarop jy kan vertrou, waar jy weet jou bron is, waar elkeen weet dit is net hy na wie toe ek kan hardloop wanneer dit swaar en moeilik gaan.
Maar nie net wanneer dit swaar en moeilik gaan nie, maar wanneer dit ook goed gaan, kan ek na hom toe gaan en hom sê dankie. Maar Vader, ons weet daar's soveel wat vandag sê, help. Ons hoor daardie uitroepe in ons gees wat sê help. Vader, ek weet daar's mense wat sukkel, wat nie weet na wie toe moet hy gaan of waar moet hy gaan of hoe moet hy begin nie. Maar U sien hulle, Vader. U is bewus van elke een nou wat in ons gemeente is en ook die wat, al is hulle nie in ons gemeente nie, wat hier in Mosselbaai is en selfs in ons eie families is wat uitroep, help. Vader, ek weet mense is bang om te kom en te sê help my. Maar U weet hoe om daardie ding te doen in hulle harte om te sê, gaan, vra, klop, soek. Here, U weet hoe om dit te doen. En ek vra, Vader, dat U in ons gemeente en die wat dit nodig het, se harte sal werk en hulle daardie empowerment sal gee in hulle binneste om te sê, ek gaan waag. Ek sal hierdie keer nie bly waar ek is nie. Ek besef ek het die Here nodig. Ek besef ek het sy werking nodig. Ek besef ek kan hier uitkom. En Here, ek glo met my hele hart dat U spreek vandag tot seker is en U sê waag. En ek dank U nou my hemelse Vader dat U daardie deel doen wat ons nie kan doen nie en dat U hulle ook sal uitbrei by dit wat hulle nodig het en by die sulkes wat hulle gaan help. En ons ontvang dit nou, Vader, as 'n gawe van U in Jesus naam. Amen.